as ek môre sê en julle sê môre en dis alles baie mooi, maar dan wonder ek soms het jy dalk die persoon al voor jou of agter jou gegroet of gevra hoe gaan dit en sterkte gesê vir die week. So gee vir julle kans. Nie skaam wees nie. Dat die persoon langs jou is ook 'n wese, net soos ons, net soos jy. So groet bietjie, sê bietjie môre, sê bietjie sterkte vir die week. Sien, nou voel julle sommer beter ook. Ons skriflesing pas so mooi daarby aan. Dit kom uit Lukas uit, die Lukas Evangelie uit, gaan oor gasvryheid en is een van my persoonlike gunsteling tekste om mee te werk. En die opskrif is op besoek by Martha en Maria. En ons lees dit graag, Lukas 10 van vers 38 af tot 42. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar af weggeneem word nie. En dan wonder julle seker waaroor gaan my uitpak hiervoor, julle gaan nie gegooi word nie, maar julle is welkom om vorentoe te kom. Ek moet sê, ek het ook iets geleer uit hierdie ronde uit. Ek moes die HAT bietjie gaan nader trek, maar ek het dit ook nooit geweet nie, maar nou weet ek dit. Wie weet hoe om te juggle? Wie kan lekker juggle? So bietjie, okay, nou maar kom. As jy sê jy kan bietjie, dan kom. Wie nog? Wie kan nog juggle? Weet julle wat is die Afrikaans vir 'n juggler? Of iemand wat kan juggle? Nee, is nie nar nie, ek het ook so gedink. 'n zongleer. 'n zongleer. Nee, dan is dis reg, ek is reg, nee. Dis die Afrikaanse woord vir iemand wat kan juggle. So sê hulle. So ek het nou eers, voordat ons aangaan, daar's vir julle 'n paar prentjies van hoe om met die balle te juggle. Ek gaan net die Engelse woord gebruik, want daai woord en ek. Goed, dis 'n baie mooi woord, maar hier het ek 'n video, so jy kan saam kyk, so daai ou, kyk jy op daai bord, hy sit elke keer hoeveelheid balle by, so is nogals intens, so gaan jy daarby uitkom. So hy is al by 5, en hy hou hulle in die lug. Hy is al by 6, 7, hoe groot ook die man se oë. En ons is by 9. En hy het dit reg gekry. En dan kry ons iemand wat dalk 'n bietjie meer net met 3 is, maar hy flop heeltemal. Hy laat val een. Goed. En dan kom ons by vanoggend jou prioriteite. So kom ons draai, met hoeveel gaan jy draai? Moet net die glas vat, nee. Wil ons nie. Gaan jy met 2 probeer, okay? Toe. En as ek vir jou die glas 1 bysit, dan gaan ek definitief dit breek. Gaan jy dit breek, okay. Dankie vir jou moeite. Die balle hiervoor is nie net vir die kinders nie. So
sien julle, dis moeilik om al die balle te juggle, nee. So is dit moeilik, nee. Wat het julle? Julle het skoolwerk, julle het sport, julle het goed by die huis wat julle moet doen. En baie keer, dan val die bal, dan breek hy, nee. Dan mis ons dalk om iets te doen. En dis vandag se les. Maar, die geheim is, jy hoef nie al die balle in die lug te hou nie. Jy hoef net jou belangrikste bal in die lug te hou. En wat is in jou belangrikste bal? Jesus. Want die ander balle kan jy laat val, maar hulle op weer, en dan kan jy hulle weer vang, as hulle terugkom, nee. So hulle kan maar aanhou op, tot hulle weer terugkom. Maar die glas een, hy val en hy breek. En jy kan hom nie weer regmaak nie. Okay. Ek weet, dit is Kersfees in Junie maand, want julle kry nie vir oggend suigstokkies nie. Julle kry iets anders. Kom kry vir julle. Die sugar rush is nie my verantwoordelikheid nie. Dieselfde les tel vir ons as volwassenes met al die balle wat ons in die lug probeer hou, en dis vanoggend se tema is jou prioriteite. So wat is op jou prioriteitslys? Of dit nou weekliks is, daagliks is, maandeliks is, wat is op jou prioriteitslys? En as ons so terugtrek na die teksgedeelte toe wat ons gelees het, dan Martha was besig met goeie dinge. Ek meen, sy was besig met kos voorberei, sy het die huis reg gekry, sy het vir Jesus ontvang. Maar die probleem was nie haar diens nie, dit was haar fokus gewees. Dit is moontlik om so besig te raak met die werk van die Here, dat ons oog verloor op wat eintlik belangrik is. Baie gelowiges en baie van ons ervaar dit, ons werk hard vir ons gesinne, ons werk hard vir die gemeenskap, vir die dinge wat belangrik is in die dorp. Ons probeer almal help. Maar intussen raak ons geestelik moeg en ons raak leeg, want ons probeer te hard. Ons prioriteitslys is doodeenvoudig net te vol dinge. Ons hande is vol van al die prioriteite en al die balle wat ons in die lug probeer hou, en ewe skielik dan val een en dan breek hy, want is die glas een, en dan besef jy, nou het ek groter moeilikheid, maar ek het al die balle wat kan terughop en wat ek weer kan vang, probeer ek met die ene hand in die lug hou, maar ek het die belangrikste een gedrop. Ons hande is vol, maar ons harte is leeg. En dan help het ook niks. En dan beteken dit om besig te wees, beteken nie noodwendig dat ons gaan vrugbaar wees nie. So jy kan hoe besig wees, beteken nie dat dit gaan vrug dra nie. Jesus antwoord en hy sê, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Die Griekse woord sê vir ons, die persoon gaan in klomp verskillende rigtings in. So dis iemand wat dan is dit daar. Dus kom ek sê, ek is nie verantwoordelik vir die sugar rush wat gaan gebeur nie. Maar dis hoe baie van ons vandag voel. Jy dink aan die werk terwyl jy by die huis is. Jy dink aan die huis terwyl jy by die werk is. En jy bid, maar jou gedagtes is by jou probleme en by iets of iemand anderste. So jy is nooit waar jy moet wees nie. En ons kultuur het dit so gemaak, dat ons besigheid en besig wees, dit is nou die prioriteit. Hoeveel van ons sê baie keer, as iemand vra, hoe gaan het met jou? Nee, Jesus, ek is besig. Dit het 'n kultuurding geraak om te sê, ek is besig. Want dan het ek status, dan het ek prioriteite, dan is ek belangrik.
Maar besig wees is nie altyd dieselfde as om die wil van God te doen nie. Maria kies heeltemal iets anders. Maria kies die beste deel. Sy kies die beste deel. Maria gaan sit by Jesus se voete. Sy gaan sit by Jesus se voete. In die Joodse kultuur was dit die plek van 'n disipel by Jesus se voete. Sy kies nie luiheid nie, ons moet dit nie so sien nie. Sy kies 'n verhouding. Sy kies 'n verhouding. Voordat sy vir Jesus werk, wil sy eers by hom wees. Dis die volgorde wat baie keer in ons lewe omgeruil word, nê. Eers werk, eers verantwoordelikhede, eers ons probleme oplos en dan is daar tyd om te bid. Dan is daar tyd om by Jesus te gaan sit. Ons wil eers alles aftiek en dan kom ons by Jesus uit. Maar dan drop ons, dan het ons lankal daai glas bal gedrop. Dan is hy in stukkies. Al die balle in die lug hou. Ons het gedink dit is maklik, al die balle in die lug te hou. En dan vra ek volgend, as jy hier sit, en ek weet, julle gedagtes dwaal nou, hoeveel balle hou ek in die lug? En al die balle in die lug, en dan dink jy aan jou lewe as 'n stel balle, en dan dink jy, ja, daar's die werkbal, daar's die huweliksbal, die kindersbal, 'n finansiële ene, 'n gemeenskap ene, 'n gesondheidsene, 'n vriendskapsene. Ons al die balle wat ek in die lug moet hou. Maar daar is een wat anders is. Daar is een bal wat anders is. Die ander kan ons sê is almal van rubber, hulle gaan almal terugop. En party kan ek ook nou vir julle sê met baie liefde, met baie respek en eerlikheid, as hy nie terughop nie, dan is dit oukei. Dan kan my dan maar daar lê. Dan was hy nie belangrik nie. Maar die ander kan jy vang. Maar ons een wat belangrik is, jou verhouding met God is soos 'n glasbal. Jou prioriteite wat saam met jou geloof en jou verhouding gaan, is deel van daai glasbal. As daai bal breek, raak al die res van die goeders uit balans uit. En Jesus sê eintlik vir Martha, jy probeer al die balle in die lug hou, maar jy vergeet die een wat die belangrikste is. Jy vergeet die een wat die belangrikste is. En dan besef ons, soos wat hy probeer het, om hierdie balle hier voor te juggle, hy het nie geworry oor die een wat hy vang nie, hy het agter die een aangegaan wat besig was om weg te rol. En dis wat ons ook baie keer doen. En dan kan ons vir mekaar sê, jou prioriteite bepaal jou bestemming en waartoe jy gaan. Ons maak tyd vir wat vir ons belangrik is. Soos jy eerlik is vanoggend met jouself, jy kyk na jou dagboek, dan gaan dit vir jou wys waar lê jou prioriteite. Ons sê dikwels, ek het nie tyd om Bybel te lees nie, ek het nie tyd om te bid nie, maar Jesus het aan die begin vir ons gesê, en dis wat ek gelees het in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God, dan sal al die dinge vir julle bygevoeg word. God sê nie, verwaarloos jou werk en jou gesin nie, hy sê net vir jou, plaas my eerste. Plaas my eerste. Want as die eerste ding eerste is, kom die res makliker in plek. Al die dinge is ook nie noodwendig sleg met daai balle wat jy probeer in die lug hou nie. Vriendskap, finansies, al daai dinge, werk, huwelik, dis belangrike dinge, maar daar is ook 'n gevaar van goeie dinge. Die Satan kom lok ons ook met goeie dinge, nie net met slegte dinge nie. En dikwels gebruik hy hierdie goeie dinge om ons aandag af te trek van nog die beste wat ons kan hê. Martha het nie gesondig deur diensbaar te wees en kos te maak en voor te berei nie. Sy het toegelaat dat haar diens belangriker word as haar verhouding met Jesus. So dis moontlik om te sê ons wandel en ons is besig, maar ons mis God. Ons doen Bybelstudies en ons woon by en ons kom kerk toe en ons kom sit elke Sondag
hierso of ons gaan doen allerhande goeders in die gemeenskap, maar ons word nie self geestelik gevoed nie. Ons kyk nie na onsself nie. Ons hou nie ons glasbal in stand nie. Ons bedien so ander mense, dat ons self uitgeput word. Ons is so in diens van ander, dat jy jou eie siel uitput. Jesus roep Martha by haar naam, Martha, Martha. En dit is so mooi as iemand by die naam geroep word in die Bybel, en dit is 'n besonderse liefde en deernis wat mense hier kan sien. En Jesus sê nie, Martha, jy het misluk nie. Hy sê eintlik, ek sien jou bekommernisse, maar daar is 'n beter manier. Daar is 'n ander manier. En dit is dieselfde uitnodiging aan my en aan jou vanoggend. God vra nie dat ons perfek moet wees en al die balle in die lug moet hou en hulle een vir een moet vang nie. Hy sê dis oké, laat hulle maar 'n bietjie val, laat hulle maar 'n bietjie terughop. Hy vra net dat ons hom eerste moet stel. Stel hom eerste. Dis al wat hy vra. En dan gaan ek vir julle 'n baie regheid vraag vra. Ek hou van regheid wees. Wat sit jy vanoggend in jou glasbal? As ek vanoggend na jou toe moet kom, wat is in jou glasbal? Jesus, maar wat sit jy by? Wat is in jou glasbal wat jy nie kan drop nie? Wat sit jy daarin? As jy vandag jou lewe moes voorstel as die balle wat jy moet ronddra en moet balanseer, wat sit jy in jou glasbal? Geld, sukses, werk, status, mense se goedkeuring. Hierdie dinge kan verlore gaan. So wat sit jy in jou glasbal? Werk verander, gesondheid verander, kinders word groot, besittings gaan weg. Wat sit jy in jou glasbal? Net een fundament en net een ding bly konstant in ons almal se lewe. 'n Lewe wat op Christus gebou is. So wat sit jy in jou belangrikste glasbal vanoggend? As ek jou moet vra. As jy hierdie bal hier voorsien, wat gaan jy om sit? Wat gaan jy aftik op jou prioriteitslysie? As ons hierdie moet toepas prakties in ons lewe en ons moet vir mekaar sê, wat sit ons in daai bal? Begin ons elke dag met Jesus? Leer ons om nee te sê soms? Evalueer ons gereeld ons prioriteite? Evalueer ons gereeld ons prioriteitslys? Laat jou verhouding met God jou lei na goeie en ander verantwoordelikhede. Wanneer jou hart reg is by God, word jy beter in jou verantwoordelikhede. Jy word 'n beter eggenoot, jy word 'n beter ouer, 'n werknemer, 'n vriend, in alle fasette. As jou verhouding met God eerste is. So miskien dalk vind jy jouself vanoggend in twee, dalk is jy bietjie by Martha, dalk is jy bietjie by Maria. Hoe dit ook al sê, ons probeer almal byhou. Ons dra baie keer swaar, ons is baie keer moeg, maar Jesus se uitnodiging is eintlik baie eenvoudig. Kom sit eers by my. Kom sit eers by my. Want wanneer ons by Jesus se voete sit, dan ontvang ons die wysheid om al hierdie balle te bestuur. Dan ontvang ons die wysheid. Ons hoef nie alles perfek te doen nie. Ons moet net seker maak, die belangrikste ene, hy bly in die lig. Hy breek nie. Ek sluit af met twee laaste gedagtes. Vra gereeld vir jouself, as ek besig met baie dinge, mis ek dalk die belangrikste ene. Onthou dat sukses nie beteken om alles te doen nie. Dit beteken om die regte dinge eerste te doen. Sukses is nie om alles te doen nie. Dit is net om die regte dinge eerste te doen. Amen. Kom ons word stil dan, bid ons saam.
Here, dankie dat ons weet, as ons eerste by u voete gaan sit, dan help u ons om dit wat ons in ons lewe moet reg doen en moet doen, wat op ons lys is, prioritiseer u eintlik vir ons. U help ons daarmee. En dat ons meer by u voete moet gaan sit om te hoor wat is belangrik en wat is nie belangrik nie. En hoe moet ons die dinge hanteer in ons lewe? Here, dankie dat ons kan weet ons gaan hierdie week in en u stap elke tree saam met ons, stap vir stap. Wat 'n uitdaging, wat 'n veranderinge, wat 'n dinge daar ook al op my pad kom hierdie week, u is by my. U is net 'n gebed en 'n denke en 'n gedagte ver weg. Here, dankie dat ons weet, ons kan op u vertrou, dat u deel is van daai glasbal in ons lewe. Dat ons slegs vir u eerste moet stel in ons lewe. Here, ons kom vra dat u vir elkeen sal beskerm en sal bewaar in hierdie week wat voor lê. Dat u almal sal seën in dit wat hulle moet doen, besig wees, hulle werk, hulle dinge, en dat ons sal leer wat is die regte dinge om te doen, wat ons eerste moet doen. Amen.